Goeiemiddag Suid-Afrika, hier is ons alweer 'n keer man. Vandag gaan ek gou so vinnig net deurdraf op 'n bietjie van commitment. Ek het dit nou al 'n paar keer op my e-posse gedoen, ek het dit al 'n paar keer in praatjies gedoen. Natuurlik werk dit die beste wanneer jy dit in 'n praatjie kan demonstreer. Maar ons gaan ons beste doen vir hierdie enetjie vanoggend en dit gaan oor die Italianers en die Rooms-Katolieke en die paus en sy, kom ons sê maar vir argumentsonderhalwe sy jaarlikse belangrike toespraak wat hy doen. Man, hierdie paus is mos 'n wonderlike ou. Kyk, as hy nou besluit, hy het iets om vir die Rooms-Katolieke te sê, dan word daar 'n aankondiging gedoen en dan moet die maat ons nou die ouens toespreek en dan stroom hulle in hulle duisendtalle daar op na die Vatikaan toe. En hulle pak daai plein behoorlik toe. So gebeur dit dan dat hy nou weer eens op 'n stadium een of ander aankondiging wil maak en so word die uiters weer bymekaar gekry en hulle stroom weer in hulle duisende talle daarna toe. En die afspraak was gewees vir 10 uur sou die paus begin het. Nou 10 uur kom, 10 uur gaan. Daar is nie 'n paus nie, daar is nie 'n lewe nie, daar is nie 'n siel op die balkon. Deure staan waawyd oop. Maar dit is maar net die wyntjie en die klomp uittas en die warm son. So na tydjie begin hulle besluit, kyk tot hier toe. Ons staan daarom nou al 'n rukkie in hierdie son en ons wil nou hierdie paus en sy boodskap hoor. Begin hulle daar stadig maar seker wegtrek met so dreensang. We want the Pope. We want the Pope. En so dreensang hulle en later van tyd word hierdie dreensang al harder. We want the Pope. We want the Pope. En so gaan hulle aan. Met die tyd kom daar 'n man op die balkon na vorentoe en hy sê vir hierdie uiters, hoor hierso, ek het 'n bietjie julle aandag nodig, maar hulle skree net, we want the Pope, we want the Pope. En hy sê vir hulle, shh, maak hy vir hulle so gebaar, ons soek net 'n bietjie stilte. Toe hulle nou lekker bedaar het, toe sê hy vir hulle, man, ons het 'n bietjie van 'n probleem, die paus het so 'n klompie minute gelede hartaanval gehad. En al wat nou sy lewe kan red is, ons het 'n hart van 'n baie loyale Italianer nodig. 'n Volbloed Rooms-Katolieke Italianer. Man, en kyk, hierdie manne is ons nou daarom 'n passievol nasie. En hulle spring weer daar weg en hulle skree, take my heart, take my heart. En so gaan hulle aan en die maat sê weer, nooit, wag, byt vas mense, so gaan dit nie werk nie. Kom ek sê vir julle, wat gaan ons doen? Ek gaan nou veertjie vat, dan gaan ek die veertjie nou vat en dan gaan ek die veertjie vir julle nou so laat sak. En die wind waai nou en hy gaan so drif gaan en dan die ou op wie se kop hy val, daai persoon, daai ou moet dan sy hart vir die paus gee. Man in hierdie klomp uiters trek weer weg en hulle sê, take my heart, take my heart. En hy maat laat besluit, dis nou tyd vir veertjie tyd en daar gaan daai veertjie. En hy dryf so aan en hy dryf so aan en hy dryf so aan met die wind en hy kom hier naby die eerste ou se kop en hy kom hier van bo af en die ou sê take my heart, take my heart. En elke ou na wie toe hy so dryf as hy so op sy kop sê, dan sê hy take my heart, take my heart. Nou kort en lank, mense, commitment is presies wat dit sê. As jy gecommit het, dan kan ons nie en dit wegplaas nie. En dit is presies waar dit vandag een van ons probleme is in ons kerke, in ons gemeenskappe, waar ons gaan ook al, ons commit. Maar die oomblik as die tyre en die teerpad by mekaar kom, dan ons groet weer 'n keer, tot volgende keer, dan gesels ek weer met enigiets wat in my kop en opkom, en dit wat ek voel ek oor wil gesels, en verskoon maar dit, ek het nie die fasiliteite nie, maar ons doen ons beste, en ek sit hom nou af, totsiens.